Dit word in Jesus red jou van my hoofd op die plaas van my hande. En dan is dit net maar in. Prys die Here. Prys die Here Jesus Christus. Ek ken 'n man, of ek weet van 'n man, maar ek ken hom ook, wat onbaatsigtig gegaan het en sy lewe gegee het vir elke een daar in die kruis. Wat praat ek van onbaatsigtig? Daardie liefde was van so 'n aard gewees, dat hy niks vir homself daaruit kon kry nie. Ek bedoel, as jy sterf, die woord van die Here sê, daar's geen groter liefde as dat iemand sy lewe vir 'n vriend sal aflê nie. Ek bedoel, wat kan jy daaruit kry, behalwe dat jy jou lewe verloor vir 'n ander een? Is dit nie ware liefde nie? Prys die Here. Die Here het gedoen vir almal. Daar's baie mense wat wil kom en sê, nee, hy het gedoen vir sy uitverkorenes. Die woord van die Here sê hy het gedoen vir sy uitverkorenes, maar wie is sy uitverkorenes van die Here? En dit is so hartseer wanneer daar gelowiges en kerke is wat hierdie idee wil gee dat die Here vooraf gesê het, ek sê hoorie vir die skepping, hierdie siel en hierdie siel en hierdie siel, ek hou van hulle, ek gaan vir hulle gaan ek sterf, maar daarheen en daarheen, ek gaan hulle skep, maar hulle gaan verlore gaan. Is dit liefde? Nee, dis nie liefde nie, dis nie by die Here. Onthou, die Here is die grootste profeet ooit. Wanneer hy, wat jy in jou moeder skoot geplaas is, het hy al geweet of jy eendag gered gaan word, maar dis jou keuse. Hy het gegaan vir almal. As hy praat van sy uitverkorenes, dan praat hy van hulle wat hy kies. Dis die groot liefde van ons Here Jesus Christus. Hy het vir ons almal gedoen. Dis absolute onbaatsigtige liefde. Kry baie mense te doen as dit kom by gawes om te gee. Wat die woord van die Here ondersoek. Wat moet ek doen? Wat moet ek nie doen nie? En wat hoef ek nie te doen nie? Ek het al gepraat met mense, wat klein mense, tot met pastore, wat gaan oor dit ons vir die Here gee. Nou praat ek nie net van tiendes, ek praat van enige iets wat ons vir die kerk, vir die huis van die Here gee. Dis 'n beginsel van, is my hart verander en wil ek graag hê dat die liggaam van Christus moet voortbestaan. Ek het al weer gesê waar dit vandaan kom, dat dit 'n Levitiese ding is vir die Lewiete, wat eintlik ontstaan uit die dae van Abraham. Maar my groot vraag is, kinders van die Here, waar is die liefde? Die Here wil nie klomp soldaatjies hê nie. Kom gee vir u 'n voorbeeld daarvan. In die week is daar 'n ou wat weer aangaan oor die eerste wonderwerk. Weet julle wat is die eerste wonderwerk wat Jesus ooit gedoen het? Wat ons van weet? Wat hy water in wyn verander. Dan kom hulle sê, maar sou hy dan nou water in wyn verander wat mense kan dronk maak? En hoewel die skrif van die woord duidelik alles vertel, en ek kan vir jou, ek het tot 'n teses daaroor geskryf oor wat dit wel is, maar die vraag is, nou vra hulle, maar sou Jesus dit dan nou gedoen het? Hoe sal hy dan nou iets maak wat mense kan dronk maak? Dis dan sonde. Ek het hier Woensdag gepraat met die bid hier oor sonde van al afgoderry. Ek het gesê, daar is sekere goed wat in elk geval sonde is, of al doen jy dit net, maak nie saak of jy verslaaf is nie, maak nie saak of jy jou troos daar kry nie, maak nie saak wat ook al nie, dit is klaar sonde. Daar is sekere goed wat jy glad nie doen nie. Maar daar is ander goed wat die Here gegee het om te gebruik of te doen met 'n goeie, maar dan gaan ons, en dan oomblik as jy dit oordoen, dan raak dit ons nou 'n sonde, raak slawe, dit raak eintlik 'n afgod. Of wanneer jy jou troos, wie moet jy jou troos vind? Wie is die trooster? Wie is die Heilige Gees? Die trooster is die Heilige Gees. Jy moet jou troos by hom kan kry. Dan soek ons troos in die bottel, nee, ons soek ons troos by ander dinge. En dan raak jy verslaaf. Paulus sê alles is geoorloof, maar nie alles is heilsaam nie, en ek sal my nie laat verslaaf nie. Bedoelende, wat doen jy dan? Jy dien mos 'n ander meester. Is dit nie so nie? So nou vra die vraag, sou Jesus dit gedoen het? Nou vra ek jou die vraag, nou hoekom het Jesus dan druiwe gemaak? Het dit nie daar begin nie? Of hoekom het hy gemaak dat druiwe en vrugte kan fermenteer en alkohol word? Het dit nie daar begin nie? Waar begin jy die streep trek? Waar moet jy die streep trek? Heel in die begin. Hoekom het hy daar die boom in die middel van die tuin gaan sit? Die boom van die lewe verstaan ek, dit is vir altyd kan leer, maar hoekom die boom van kennis goed en kwaad, as hy dan weer die mens kan sonde as gevolg, hoekom het hy dit teruggehou nie? Jy sien ons wil die Here blameer oor alles. 'n Godsdienst wat jou bind, 'n godsdienst wat jou sê, jy moet of jy moet nie. Anders sterf jy. Ek hoef seker nie te noem wat 'n godsdienst so is nie. Jou koppie word afgekap of wat ook al nie. Dis alles van die duiwel. Dis hoekom ek hulle God op, mense sê, dis net 'n ander naam van God, ek noem hulle God die duiwel, want hy het daardie ding, jy doen soos ek sê, of, dis nie die ware God nie.
Die ware God wil hê jy moet hom kies. En daarom maar die waterlyn gewaar. Die keuse is joune. Gaan jy dit oordoen? Gaan jy dronk word? Gaan jy verslaaf raak? En so kan ek kom, hy het vis en brood vermeerder 2 keer. Soveel so dat daar mandjies vol bygebly. Weet jy wat 'n groot sonde is? Vraatsig. En sou jy dan 'n kos gemaak het, so mense nou kan ooreet en ook sonde doen? Waar trek jy die streep? Jy trek die streep by jouself, by jou hart, by jou liefde. Hoe lyk jou liefde vir Christus? Jy sien, die Here het gegaan en gesê, ek gaan jou nie dood. Dis wat die duiwel wil doen. Hy wil jou bind. Jesus het jou vrygemaak. Die woord sê, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Hy wil jou vrymaak. Satan wil jou bind, hy wil die ketTINGS weer aansit. Hy wil hy boeie terugsit op jou. Dis wat hy wil doen. En die Here gee vir ons 'n vrye keuse. Maar as die toestand van jou hart, en dis jou hart teenoor hom, wat hy vir jou gedoen het, teenoor jouself en teenoor jou medemens, wat sal bepaal wat 'n keuses jy maak. Hy soek nie klop roubootjies. Want as ek sê draai regs, dan draai jy regs, ek sê draai links, dan draai jy links nie. Dis wat die duiwel soek. Hy wil hê jy moet 'n keuse maak, hy wil graag hê jy moet hom kies. Hy het 'n diepe verlange gehad. Onthou, die engele is ook geskepte wesens. Hy het hulle geskep in 'n derde, die Satan en 'n derde van die engele het van hom weggegaan, want hulle wil God wees, Satan wil God wees. En die Here gaan en hy skep iets wat die ou duiwel so jaloers op is. Hy skep ons anderster as die engele, hy skep ons na wie se beeld? Na sy beeld. Liggaam, gees en siel, soos wat hy liggaam, gees en siel, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy gee vir ons sy karakter, hy gee vir ons sy beeld. Die ou duiwel is so jaloers en hy wil steel, né? Maar die Here wil hê, ons moet hom lief hê. En om liefde kan jy nie afdoen, die liefde is 'n keuse wat jy maak. Nee, dit is so nie, maar ek praat van 'n besondere liefde. Ek praat van 'n absolute onbaatsigtige liefde, soos Jesus Christus aan die kruis. Daardie tipe liefde. Ek wil vir jou sê, hy was onbaatsigtig aan die kruis. Baie mense gaan ook kom en sê, ja, maar die Here het net vir 'n sekere volk gesterf. Nee. Baie mense sê, nee, hy het vir die heidene ook gesterf, maar dit is maar 'n afterthought, nee. Dit is maar 'n gedagte wat gekom het onder die Jode om verwerping. Ek gaan vir jou sê, nee, die Here het lankal, net soos hy weet, as jy in die moederskoot geplaas word, dat jy gered gaan word of nie, dat jy die regte keuse gaan maak, het hy toe al geweet. Ek gaan vir die heidene ook betaal. Dis waar die Ou Testament so wonderlik is. Mense dink die Ou Testament is sommer net geskiedenis. Ag, ek kan maar net daaroor gaan. Wie was 'n wonderlike dinge, profetiese woord kry in die Ou Testament. Ek het al vir julle vertel dat wat die Israel in Egipte verteenwoordig ons as sondaars in slawerny. En nou kom Moses, en Moses is 'n voorloper van Jesus. Hy's 'n tipe. Hy gaan en hy lei hulle deur die Rooi See. Jesus kom en hy lei ons deur die Rooi See deur vir ons aan die kruis te sterwe. Maar nou, hy het dit reeds gedoen, maar ons moet 'n keuse maak. En nou het jy hierdie volk in die woestyn, wat doen hulle? Maak vir hulle kalf, vir allerlei, hy maak nog steeds afgode. Jy sien dat so baie mense wat nog steeds nie kies nie. Jesus het klaar die kruis gaan, maar hy kies nie. 'n hele generasie gaan verlore as gevolg van hulle afgoderry. En al wat hulle moes doen is om ja te sê, en waar gaan hulle dan weer? Hulle gaan deur die Jordaan, die beloofde land. Al wat jy hoef te doen is Jesus jou verlosser aan te neem, die Heilige Gees toe te laat om jou te kom en te gaan en sê, ek gaan deur die Jordaan. Hoe gaan jy deur die Jordaan? Deur die doopwater. Jy gaan deur die doopwater, dis die Jordaan wat jy trek. Maar jy word nie gered deur die Jordaan nie. Baie van daai volke het gekies om aan die ooste van die Jordaan te bly. As jy die geskiedenis nou gaan lees. Gekies en sê ons bly hier. En maar Moses het dinge het gesê, Josua wat hulle oorgee, hy het gesê is reg so, maar eers gaan julle ook deur die Jordaan en julle gaan veg dat ons die land Kanaan kan, die beloofde land kan verower, dan kan julle terugkom. En dis wat julle ons almal moet gaan. Dis 'n tipe wat geskiedenis eintlik 'n profesie is. Ek het vir jou aan een wat wys dat ons as heidene gekies was. En julle het 'n bietjie agterna gaan lees die boek van Rut. Dis net 3 hoofstukkies. Net 3. En jy het hierdie man en sy vrou Naomi en hulle 2 seuns. En hulle is almal Jode van Bethlehem. En hulle gaan na die land van Moab, want daar is hongersnood. En dit verteenwoordig, en hierdie Naomi verteenwoordig, hoor mooi, ek gaan nou vir jy sê verteenwoordig in Israel. Hulle gaan in die land Moab, en die al 2 seuns vat vir hulle Moabitiese vroue, dis heidense vroue, as vroue.
En al die mans sterf. En nou sit Naomi met hierdie 2 dogters. Dis die heidene. En die dogters kan kies. Hulle kan teruggaan na Moab toe, of hulle kan sê nee, ek gaan. En Orpa is die een wat kies om terug te gaan. Sy is die een wat in die heidenvolke bly en sê ek gaan terug. Maar wat sê Rut? Rut sê, nee vir Naomi, u God is my God, u volk is my volk, ek gaan u volg. En sien wat daar gebeur is, sy verteenwoordig ons. Rut verteenwoordig ons as die heidene wat die keuse gemaak het. Naomi verteenwoordig Israel en sy kom en sy sê, u volk is ons volk. En op daardie oomblik wat gebeur? Sy word ingeënt. Ons as heidene word ingeënt op die Israeliese olyfboom. Die makolyfboom, die wingerdstok, wat jy het ook al wil noem. Ons word ingeënt. Dit hou nie daarop nie. Hulle gaan nou terug na Bethlehem toe, daar kom en werk daar in Boas se tyd. Ag, sy sê, nee, hulle nie. Rut besluit, hulle is honger, sy gaan are optel. Die oorval, dis wat ons wil ook deel hieraan hê. En wat gebeur? Boas sien haar raak. Boas sien haar raak, die uitreik, en hy gaan sê vir sy mense, hy sê vir hulle, hulle moet die losmaak, as jy wil werk die losmaak. Dit is alright. Boas sien haar raak, Jesus sien jou raak omdat jy uitreik. Hy sien raak omdat jy uitreik na hom. So wat Boas vir Naomi gesien het, en wat doen hy? Hy jaag aan die weg, hy laat aan die weg jaag, hy sê vir sy werkers, om sommer nog extra te los. Dis wat die Here vir my en jou doen. Ja. Dis nie belangrik dat jy deel van Israel moet wees nie. Jy kan 'n heiden wees, is fyn. En Naomi sê vir haar, sy moet gaan en sy dit op Boas se voete gaan lê, op die dorsvloer wanneer hy slaap. En dis wat sy doen. Terwyl hy wat gedoen het. Drywersap gedrink het, nee. Hy is eers aangeklamp gewees deur wyn. En sy het sy voete gaan lê onder die kombers, onder sy bedekking by sy voete. En dis wat ons doen as heidene, want ons covering soek by Jesus, dan gaan lê ons gesit by sy voete. En hy word wakker en hy sien hierdie vrou, en hy besluit toe raai nie, hy moet haar neem as vrou. Hy wil die lossings reg, en nou gaan jy lees, daar's 'n ander losser wat ook eintlik nog nader en as wat die eerste lossings reg het. By ons is dit die wêreld. Die wêreld, die Satan het eintlik as gevolg van ons sonde, het hy eintlik die eerste reg op ons. Maar Jesus het die volmaakte prys betaal. Boas betaal die lossingsreg en hy maak haar sy bruid. Hy is 'n tipe Christus en sy is 'n tipe ons wat die heidene is, ons wat die volk, die kerk, die liggaam van Christus is. Sien jy hierdie geskiedenis? Ons is reeds so hierdie verhaal vertel eintlik die eindtyd gebeure. 'n werklike gebeurtenis wat vir ons iets vertel, dat ons as heidene ook gekies het. Hoekom? Omdat ons nie soos Orpa gekies het, ons is soos Rut gekies om deel te wees, om ingeënt te word, om deel te wees, om by die voete van Jesus uit te kom, en ons word die bruid van die Here Jesus Christus. Nou waar kom hierdie gedeelte van my? Dit gaan van my hier oor die liefde, 'n tipe liefde. Vrydag, weet ek nog nie wat om te preek nie. En my oog van iemand sit iewers, seker by mense is ons baie lief om 'n teksie op te sit of 'n mooi prentjie, en dan is daar 'n teksversie by. En ek lees, charity suffers long and is kind. Charity envies not, love vaunts not itself, is not puffed up. En ek lees dit, waar staan dit? Ek moet sê, jy gaan kyk, waar staan dit? Charity, praat nie van charity. En ek sê, maar ek sê, 1 Corinthians 13 verse 4, toch, kan nie wees nie. My Bybel sê, liefde. Hy sê hier, liefde. Met daar kom. Praat nie van welsyn, jy praat van liefde. Liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblaas nie. Ek wil gesê, miskien kyk ek na 'n snaakse vertaling. Miskien het hierdie persoon 'n ander vertaling vir ons gegee, die Engels die. En ek gaan na die King James toe, waaragtig. Charity suffers long. Ek kan myself wag 'n bietjie. Hier is iets hier. Die Here wil vir my iets sê. En ek gaan kyk na die Grieks, die oorspronklike vertaling. En dit sê agape. Agape, en toch maar agape is ons 'n tipe liefde. En ek gaan kyk na charity en ek gaan kyk na agape en ek besef dit is dieselfde ding.
Dis om vir 'n ander te doen waar daar nood is, waar daar honger is, waar daar behoefte is, sonder om iets terug te verwag. Agape is 'n welsynstipe liefde waar jy vir ander doen sonder om iets terug te verwag. Ek kan dit omdraai. 'n Welsyn is daardie tipe liefde dat jy vir ander doen sonder om iets terug te verwag. Weet hoe baie mense gaan nie doen nie as ek iets terugkry nie. Mense loop hier verby, ek moet dit eintlik nie noem nie, maar dan gaan mense dalk weet wie dit is. Wat so ek sit vanoggend 'n ding op, of gister 'n ding op in 'n kerk en 'n vis wat daar lê op die droë grond, en ek sê, jou pastoor kan jou nie help as jy nooit kerk toe kom nie. Want dit is soos 'n vis op droë grond. En hierdie persoon is die eerste een met hierdie groen haartjies wat dit laai. Maar dis die persoon wat nooit hier is nie. Dis hierdie persoon wat altyd te moeg is. Maar waar is sy? Ag Here, moet my vergewe. Waar is sy op pad na die damesgroepe toe en oral waar daar lekker eetgoed is? Wat sy mis dit nooit, waar is sy? Hier op my stoep, hier op die trappies. In plaas van kom net in 'n besonderheid, kom rus hier en kom hoor net. Maar ons is selfsugtig. Maar dit gaan oor onsself. Dit gaan nie meer oor hom nie. Dit gaan nie meer ek wil vir hom doen nie. Ek wil gaan sien wat die kerk se boeke aangaan, ek gaan nie my tiendes gee nie, kom aanhou tot 'n pastoor. Nou wil ek my vertel nie, eintlik is dit 'n tiende van tiendes, want jy sien eintlik is daar gegee vir die priesters en hulle moes 'n tiende nou gee vir die kos. Dus eintlik is tiende vir tiendes, hy wil maak asof jy eintlik net 1% gee, sê, wag 'n bietjie, luister gou. Die leviete moes versorg word, maar hy gee ook 'n tiende. Die tiende van jou tiende is 'n volle 10 van hom. Nou gee ons ook tiendes. Nie dink ons ontvang net, ons gee dit uit nie, maar wil hê die kerk moet alles doen. En die kerk moet uitreik, en die kerk moet liefde wees, maar ons gee niks, en ek praat ek nie net van geld, ek praat daarvan ook, ek praat van jou talent, ek praat van jou tyd, ek praat van jou, ek wil deel wees, ek wil julle help. Pastoor, ek wil nie hê jou show moet 'n one-man show wees, ek wil ook betrokke wees. En ek praat ek nie net van hierdie kerk, ek praat van oral. Waar is daai liefde? As ek nie iets terug ontvang nie. Dieselfde persone wat ook kom hier en sê, ek gee maar 'n paar rand, ek beproef daardie of die Here my 10-voudige of 100-voudige gee. Ek doen alles vir myself. Mense wat liefdadigheid doen, mense wat baie liefdadigheid doen. Maar hoekom doen hulle dit? Sodat almal moet sien. Hulle doen dat mense moet sien. Op 'n tyd sal hulle doen dat mense nie sien, maar sodat God net sien. Nou die woord van die Here sê in Matteus 6 dat die Vader wel sien. Maar hy moet nie doen sodat hy moet sien. Daar moet geen voorwaarde. Jou gevoel moet wees, ek het ekstra. Ek het genoeg en ek het ekstra. En daardie een het honger, daardie een het nood. En ek gee maar net, sonder om iets te verwag. In ander woorde, ek kan hierdie stuk eintlik maar lees. Dat hy hierso sê, welsyn is lankmoedig en vriendelik. Welsyn is nie jaloers nie. Praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Dis dieselfde met liefde. Word nie verbitterd, reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, ons bly saam met die waarheid. Dit bedek alles. Dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. En dit sal nooit tot niet gaan nie. Ware liefde sal hierdie agape liefde gaan nooit dood nie. Jesus Christus van sterf aan die kruis, hy kon gegaan en gesê, nee, ek kies sekere mense, hy het nie gekies nie. En hy het niks daaruit gekry nie, behalwe om sy lewe te verloor. Geweldige pyn, geweldige vernedering neer te gaan. Maar ons wil, as ons vir die kerk gee, man, net vir jou boeke wys, ek sê my boeke is oop, ek gaan nie vir jou kwaad wees nie, is baie welkom, maar ons wil eintlik die Here vertrou, dit gaan om vir die Here te gee vir hier. En dan praat ek nie net van die kerk nie, as die kerk praat ek nie van die gebou, van die instelling nie, ek praat van die liggaam van Christus. Waar is die nood? Waar kan ek help? Waar kan ek iets doen vir die Here? Sonder om iets terug te verwag. Sonder om eendag vergoed te word daarvoor. Jou loon, ek het verlede week daaroor gepraat, is waar jou siel heen gaan. Jou loon is daar die ewige lewe, is dit nie so nie. Maar nie omdat jy gee nie. Jy kan dit nie koop nie. Dit is 'n gevolg van liefde, dit is 'n gevolg van die dooping in die Heilige Gees, is dat die Gees jou siel verander. Ek klop jare gelede, ek was al georden, maar ek het nog nie eie gewete gehad nie. Nou evangeliseer ek in ander kerke, soos wat nodig is. Maar ek kom by hierdie kerk,
En ek het eintlik gedog die pastoor gaan nie daar wees nie, maar hy moes net maar kyk hoe ek preek, sodat hy die toekoms ook kan gebruik. Want baie keer moet ons ook maar ons gemeentes beskerm, want baie mense kom preek allerlei valshede. So hy is daar, en ek sien, die tannies het lekker koek en tee gebring, en alles, ek aan die daar, koek en tee, lyk te lekker, en doen die preek, en agterna, gesels ons bietjie, die pastoor gesels, en hy is van 'n ander dorp, by daar ook 'n gemeente, en die hartseer saak is, dat hy moet werk. Een van die redes hoekom ek hom moet aflos, is omdat hy moet werk om te kan eet, hy het ook die brandstof om elke Sondag weer te kom, hy kan eenmaal 'n maand weer kom, hoekom? Want ongelukkig het hy by die gemeentes hierdie idee geskep, hulle kry swaar, hoef nie te gee nie, en dis verkeerd. Die woord van die Here sê, die arbeider is sy loon werd. Die Here sê, hulle moet versorg word, sodat hy 24 ure 'n dag, jy weet, mense dink, pastoor kom net op Sondag preek. Ja, ek wil nou my skoene sit so vir 'n week. En die pastoor is skoene, ons sal sien wat aangaan. En weet jy het julle gesien? En ek wil nie daarmee spog nie, ek het nou 'n foto opgesit, waar ek nou in my kapelaansuniform ook is. Nie baie van julle weet dit nie, né? En ons word nie betaal daarvoor nie, dit is uit jou eie uit, want jy gaan uitreik, en nou gaan jy na die EMS, die nooddienste, jy moet by hulle bereik alles. En dan vra mense af en toe, help ons net, jy weet, maak ons net 'n bietjie sterker, as hierdie dinge kan doen, want jy moet jou eie sakke. Maar in elk geval, nou kom hierdie pastoor, hy is in daai posisie, so hy bly nou, hy het 'n stukkie grond, hy een van hierdie checkboek boere, hy ploeg sy lande vol en alles, maar nou het hy ook 'n stukkie grond. En hy vertel vir my, hy het 'n stukkie grond in ruil vir die werk wat hy doen. En hy vertel vir my hoe bang hy altyd is as hy hierdie boer se trekker gebruik om sy eie grondjie te ploeg. Die trekker kan breek en hy kan nie regmaak nie. En ag, sy so graag tog net. En hoor jy, ek vertel dit nie om te spog nie, ek vertel dit met 'n rede. Want hier's 'n ander groot wonderlike dankie, 'n groot ding wat gebeur het, maar luister, bly net by my. Hy sê vir my, ag, as hy net so 'n Massey Ferguson 135 vir 165 kan kry, kan aankoop wat nie te duur is, dat hy dit nie geld nie, dat hy tog net sy eie landjie kan ploeg. Hy het nog skaars dit gesê, dis ek, ag, ek het 'n ou Fiat 415 wat daar by my staan, wat so half my ou backup trekkertjie is, my heel eerste trekker. En hy sê vir my, jy moet maar 'n prys maak by Boeta dat ons praat, en ek sê vir hom, ek sal vir jou saai. Ek dink agterna, wat het jy nou gesê? Jy het net gekom. Ek gee vir jou die trekker. 'n week of 2 daarna toe kom laai hom, ek kan nie teruggaan op my woord nie. Maar op daai oomblik het my hart so uitgegaan en gesê, "Jesus, vat hom." En my skoonseun is my verskriklik kwaad gewees. Hy het verlang nie met my gepraat nie, want hy was so agter hierdie trekkertjie aan en hy wil betaal, hy wil my koop by my. En hy het gesê, "Wag, ek is nog nie gereed om te laat gaan nie. Hier gaan gee ek hom sommer weg." En hy kom aan, en hy is so 'n week of 2 daarna eendag gebel en gesê die lift by die werkie toe vertel, wys ek vir hoe om dit reg te maak. Soms so met foto's. Maar dis die laaste. Ek het hom gesê, onthou net, ek wil nie hê ander moet weet nie. Moenie vir mense vertel waar jy het gekry het. Kyk, want ek doen dit nie vir enige loon. Maar in jou duiwel het in my oor kom fluister. Ag, miskien gaan jy 10voudig, miskien gaan jy 100voudig vergoed word daarvoor, daai tipe van ding. Hy kom fluister maar jou oor dat jy een of ander, jy sê hoekom jy dit gedoen het nie, maar dit agterna dink jy, ag, wag 'n bietjie, so iets gaan dalk gebeur, né? Wat ook al geval mag wees. Maar dit gaan verby en die maande en die weke gaan verby en as dit so sleg gaan baie keer met ons, dan dink ek, dan wil ek net vir die Here sê, "Ey Here, onthou wat ek daai dag gedoen het, né?" Jy wil, jy's menslik. Maar ek het al vergeet daarvan, en nou so 'n paar maande, toe's daai pastoor skielik oorlede, en ek dog toe by myself, ek wonder of hy ooit 'n trekkertjie gehou het, of wat ook al, en ek wonder, miskien sy vrou was by, sy weet het, miskien sal sy hom maar vir my terugskeek, weet, ek kom jy ook, en miskien sal sy hom my terugskeek, miskien kry ek 'n trekkertjie terug, nie dat ek hom gaan gebruik nie, maar ag, dit is, ek wil ook nie gaan verkoop nie, maar dit is dan so, ag, dit is ons eerste dingetjie gewees, my pa het nog gehelp om te koop en so, maar dit maak nou nie saak nie, maar hy weet die Here is so getrou. Ek is soveel maande aan die jare nog op hulle groep. En nie een van die mense het my ooit gesê by die haal my nou al, want ek is nie 'n deel van hulle kerk nie. En ek het al gedog, hulle voel seker maar te sleg, die pastoor gaan nou aanstoot neem, né? En dan dink ek myself, miskien moet ek afklim, maar ek wil ook nie net afklim nie, ek wil ook nie net leef nie. Ek sê seker maar 'n boodskap hier opsit en sê, ek weet ek is nie meer deel nie, so ek leef. Maar om een of ander rede kom ek nooit daar by my uit nie. En die volgende oomblik, nadat hy toe begrawe is, toe kom hier 'n klomp foto's deur. Wat iemand nou, sy vrou Shirley, wat sy nou foto's opsit van hierdie pastoor van hulle, en op elke liewe foto, nou moet jy mooi luister, op elke liewe foto,
is daar of hy's op hierdie veeartstrekkertjie, of die veeetjie is daar in die agtergrond, en is smile van oor tot oor, en sy kleinkinders saam met hom op die trekker, en dan is hy die sleepwa, en die kleinkinders saam en almal smile, en dan ploeg hy met die trekkertjie, en soos die Here vir my sê, kyk daar. En weet jy wat sy wonderlike ding was in my hart gewees om dit te sien? Geen geld kan dit koop nie. Om te kan sien hierdie vreugde wat hierdie man, en ek praat van seker 6 jaar, vreugde wat hy vir hierdie trekkertjie, en die Here gaan, en hy sien my hart, dat ek wonder oor dit. En hy sê, dit is wat gebeur het, omdat jy onbaatsigtig gegee het. Ek en jy kan ook op daai punt kom, waar ons maar net omgee vir ander. Maar ons maar net daardie tipe, en al wat kan gebeur, al hoe dit kan gebeur, is die werking van die Heilige Gees. Om jou hart net so te verander. Ek kon vertel nie vir jou, jy moet jou kosbare besittings gaan weggee, so ek wil nie sê wat ek jou kon vertel nie. Wat ek jou kon vertel is, laat die Gees van die Here toe om jou hart te verander. Dat hy hierdie onbaatsigtige agape liefde in jou hart en in my hart ook sal sit. Gaan nie oor die loon. Jou loon is eendag in die hemel. Dit gaan daaroor om te deel, om met ander te deel. Dit wat jy te veel het, dit wat ander nie het nie. En dit kan 'n talent wees, dit kan jou tyd wees, dit kan jou omgee wees. Mense wat kom en sê, ja, hierdie is 'n menslike instelling, die kerk is nie. Die Here het dit ingestel, die dag, toe hy die Heilige Gees, toe daai mense die bo vertrek is, en hy die Gees van die Here uitgestort het, toe die kerkera begin. En ja, dit begin met klein groepies in 'n huis. Woord en waarheid eendag, het begin in 'n dubbelgraads in die dorp. Woord en waarheid in Mosselbaai, begin in 'n ou biblioteek vertrekkie in Mosselbaai. Dit begin klein. Maar die kerk is hierdie is die liggaam van Christus. Maar as hy groter raak, dan benodig ons 'n gebou, en ons benodig stoele, en ons benodig om vir julle gerieflik te maak, ons benodig allerlei dinge, en al hierdie goed kos maar, nee. En ons moet ry, en ons moet wat ook al die geval mag wees. Ons het hier klomp musiekinstrumente, ons nie orkes nie. En dan wonder ek die talente. Nee. Prys die Here. Maar ek kom nie om iets vir julle af te pers nie. Hoor mooi. Ek kom nie, net soos Paulus sê, ons kom nie om iets af te pers nie. Ons kom vra julle net, laat die Gees van die Here toe om jou te verander. Laat die Gees van die Here toe om met jou hart te werk. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Eerbare Vader, ons kom na U toe. Dankie vir hierdie boodskapie vanmôre wat van U afkom. Dat U vra ook hierdie agape liefde. U sit ook nou weer 'n teks op my hart voor ons gaan afsluit. Here, ek vra dat U elkeen sal lei, elkeen sal lig. In Jesus kosbare naam, dat ons dat die lig ook daar buite gaan skyn, dat die Heilige Gees ook die naprediker sal wees. As daar mense uitkom agterna, Here, dat U hande op hulle sal wees en hulle sal aanraak. In Jesus kosbare naam. Ons bid in Jesus naam. Amen. Amen. Ek lees gou vir jou Galasiërs 5 vers 22. Dit begin daar met maar die vrug van die Gees is. Ek gaan dit vir jou lees so ek weet nie. Aan die oomblik as die Here sê teen sulke dinge is die wet nie, dis die Here eintlik sê, is dis eintlik die doel van die wet. Wat hy eintlik sê is, alles wat ek gedoen het, uiteindelik gaan dit oor een ding, dat ek wil hê julle moet mekaar lief hê. Onvoorwaardelik lief hê. Nie wat kan ek daaruit kry nie. Wat kan ek gee vir ander? Onbatsig, sonder om te verwag. Prys die Here. Amen. Ek gee geleentheid as daar enigiemand is, dit kamera nog aan, maar